Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend. Halleluja. Ons wil vir elkeen vanmôre welkom hier in die huis van die Here. Ons gaan vanmôre die Here se naam lekker groot maak. Ek wil jou vra, het jy 'n verwagting vanoggend? Want ek wil vir jou sê, dieselfde Jesus wat uit die graf uit opgestaan het, is dieselfde Jesus wat hier is vandag. Amen. Kom ons staan net so, dan sluit ons die oë. Here, ons sê vir U dankie vir die geleentheid dat ons kom na die huis van die Here toe vanmôre met die wete, Here, ons as mens kan teleurstel, maar Jesus stel nooit teleur nie. U het vir ons gesterf op die kruis, die bloed van U het gevloei, die liggaam van U is gebreek, Here, en die genade vir U van ons is vir ons hier genoeg vanmôre om deelagtig te kan wees en te weet ons het saam met U uit die graf uit opgestaan. Die dood is nie meer vir ons geldig nie, Here, en daarom kan ons U loof en prys. Ek wil U vra dat U by elkeen sal stil staan vanoggend. Here, U ken elkeen se hartsbegeerte, U ken elkeen se bekommernis, maar ook U ken elkeen se blydskap vanmôre. En ons is hier om U naam te verheerlik en dit te vergroot, te verheerlik en dit groot te maak tot ere en verheerliking van U grootheid vanoggend. En so bid ons in die naam van Jesus. Amen en amen. Halleluja. Ons eerste liedjie wat ons gaan sing vanoggend is I'm not sorry. Amen. I'm not sorry.
Glo jy dat jy vry is vanoggend? Halleluja, hy neem my sonde weg. Jesus breek al die bande. Jesus breek al die bande. Jesus breek al die Niemand in hierdie wêreld is perfek nie, hoor. En ons moet dit vanmôre op 'n baie eenvoudige manier weer by die sonnaarskool hoor, maar ek dank die Here dat sy Heilige Gees nooit 'n fout maak nie. En jy staan hier vanmôre en jy dink dit wat jy gedoen het is te groot om vir jou te vergewe te word deur die bloed van Jesus. Maar ek wil vir jou vanoggend sê, die bloed alleen en die liggaam alleen het nie net vir jou gevloei nie, maar vir ons elkeen vanmôre.
En ek wil jou vra, terwyl ons hierdie volgende lied sing, gaan my nie verby o Heiland. Wil jy dit nie vanoggend vir die Here gee in dit wat jy twyfel, in jou geloof, en dit wat jy glo die Here jou nie meer kan vanmôre meer kan vergewe nie. Kom ons sing hierdie lied saam, en ek wil jou vra vanmôre, gee oor aan die Here, want die Heilige Gees is vanoggend in ons midde. Amen.
wat 'n voorreg dit is om vanmôre weer opnuut net weer te kan besef dat dit 'n tyd geword om die kettinge af te skud vanmôre. Dit het tyd geword om die boeie af te skud vanmôre, want dit wat ons saam met ons gedra het, dit wat ons blind gehou het deur die vyand, rol al diep in die see en U het al vergeet van dit, want die goedheid en die guns en die genade teenoor die kinders van U is groot vanmôre, Here. En ons wil U al die lof en al die eer gee vanmôre, Here, omdat U op 'n unieke wyse kon stil staan vanmôre. Maar ek bid vanmôre vir hom met 'n hartsbegeerte vanmôre ontwikkel het, dat U hom sal ontmoet, Here, in sy gebede, in sy slaap vanmôre, dat U hom sal wakker maak met 'n gedagte, met die weet hy is nie alleen vanmôre nie, Here. Maar dankie, Here, dat die stem van U in ons midde nie stil geraak het nie, en dat U kom ontmoet het, Here. Ons bid vanmôre dat die res van die verrigtinge, hierdie diens tot ere van U naam sal wees, en die verheerlikheid van die grootheid en die almagtigheid van U sal wees, deur die hoogste gesag, en dit sal wees die woord, en ons bid dat U dit sal kom salf, die prediker se lippe sal kom aanraak vanmôre, sodat ons versterk kan word, nie deur ons eie krag nie, maar deur U wat ons aanraak, deur die Heilige Gees in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here vanmôre. Halleluja. U kan die sitplekke neem. Amen. As ek die hart is met die sê, dan kom ons bietjie sagter. Ek is baie opgewonde om hier te wees vanoggend. Ek het al baie vir julle gesê, ek droom nie, ek droom. Ek weet nie, dit gebeur. Maar in die week, en ek het vir die droom gestuur, maar voordat ek weer vir julle sê, in die week droom ek. Iets eintlik buitengewoons vir my. Ek kan nie onthou wanneer laas ek regtig gedroom het nie. En ek droom ons speel sport. Ek kan nie sê spesifiek, maar die het was in die span, maar ons as ek weer is ons gemeente wat speel. Ons speel sport, maar ons verloor. Ons doen nie goed nie, ons kry dit nie reg nie op 'n stadium. Jy weet ons hoe lyk 'n frisbee, né? Daai ronde plastiek. Op 'n stadium kom ek en ek kry die frisbee, maar ek sien hierdie frisbee dis sommer 'n stuk karton. Dit lyk of 'n hond op 'n stadium gebyt het en of haar kar waar hom gery het dis nie waarmee ons moet speel nie. Dis so half 'n fake nagemaakte iets. En ek gaan die persone toe wat beheer, ek sê hy ons kom nie met hierdie goed speel. Ons moet regte goed is, maar regte frisbee en op 'n manier was daar op 'n stadium 'n bal gewees. Ons moet die regte goed. En toe die regte goed vir ons gee, toe begin ons weer. Toe begin dit beter gaan met die span. En ek word wakker en ek dink vir myself, terwyl ek bid sê ek, Here, maar wat beteken dit? En dit kom by my op, ons moet nie met feit goed voor die Here kom nie. Dit help nie, jy wil voor die Here kom en jy wil 'n nagemaakte glimlag hier opsit nie, dit gaan nie werk. Dit help nie om voor die Here kom en jy wil die Heilige Gees probeer namaak nie, dit gaan ook nie werk. Wanneer ons in die kerk, wanneer ons voor die Here kom met opregtheid. Kom met volheid. Ekskuus ek het nou my klikker vergeet. Ek gaan vanoggend met u so 'n bietjie praat en ons gaan kyk op die skerm en ons gaan onsself geniet. So as jy die skerm nie mooi kan sien nie, kan jy hierdie kant toe kyk, maar seker of van julle kan sien. As julle kan sien, julle kan agterop kyk, ons agter op die skerm. En ons gaan 'n bietjie praat oor vergifnis. Hoekom vergewe? En vanoggend terwyl die musiek uitgaan toe, praat Julie en ek seker van die Gees het deur hom gepraat en gesê, ons moet eintlik maar vergewe. Ons moet leer om te vergewe. Ons moet vir die Here vra om ons te vergewe. Is dit nie so nie? As ons nie die Here kan vra om ons te vergewe nie, dan ons groot moeilikheid. Onse Vader leer ons en sê, vergewe ons sondes, soos wat ons skuldenaars vergewe. Daar's 'n dubbele ding en daar ons mis dit baie keer. Want dit sê, Here, vergewe my, maar dit gaan aan en sê, soos ek die ander mense ook vergewe wat dalk iets teen my gedoen het.
En is dit belangrik om mense te vergewe? Wat sê jy? Dit is belangrik om mense te vergewe. Maar partykeer weet ons nie hoekom nie. Hoekom moet ek mense vergewe? Sommer. En as ek dan vir moet vra waar in die Bybel sê ek moet mense vergewe, dan gaan jy miskien 'n bietjie rondblaai. En jy gaan nie weet nie, jy gaan nie 'n antwoord kan gee nie. En jy gaan nie kan sê ja, maar hoekom moet ek hierdie een vergewe en waarom moet ek daardie een vergewe nie? En dit wat ek vanoggend met u gaan deel, kom uit die kursus 70x7. Dis die eerste beginpunt. Dis die eerste gedeelte van die kursus en die skrifte, nie al die goed nie, maar die skrifte kom daar uit en die breë vorm van dit kom daar uit. En as jy woord het, kan jy oopmaak in Matteus hoofstuk 18, ons gaan daar 'n paar verse lees en ons gaan dit behandel en ons gaan sien hoekom sê die Here moet ons vergewe. Vergifnis. Ons gaan lees vanaf vers 21 tot by vers 35. As jy woord het, jy kan op die skerm net saam kyk, want ons gaan dit daar so 2 verse beslag lees. Sê, toe kom Petrus na hom, dis Jesus, en sê, Here, hoe dikwels moet ek my broeder, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe, tot 7 maal toe. Jesus antwoord hom, ek sê jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. Jy sien, Petrus kom by Jesus, en hy wil eintlik bietjie homself laat goed lyk, want die gewoonte onder die Jode was gewees, indien jy iets teen iemand gedoen het, en jy gaan 3 maal die persoon vergewe jou nie. As jy opreg voor hom gaan en 3 maal vra, hoorie, vergewe my, hoorie Jurie, vergewe my, en ek vra hom 3 maal dit, en na die 3de maal dan verskuif die onus na Jurie toe, om na my toe te kom. Dan is my deel gedoen. So as ek 3 keer by hom was, en ek sê vir hom, vergewe my, en hy vergewe my nie, dan is dit op hom. Dat ek my deel gedoen. En Petrus kom en hy sê, maar as ek tot 7 maal toe, as my broer by my kom, of as ek dan my broer toe gaan 7 maal doen, Here, is dit nie goed, ja, lyk ek mos maar goed. Ek doen dit meer as dubbel die kere, wat die gewoonte is wat ons moet doen. As ek 7 keer vir my broer vergewe op 1 dag, en nou praat hy nie van sy fisiese broer nie, dis nou nie soos Francis en Hanlie wat Boetie, wat Sissie en Sissie is, of Jurie so meisiekind is, dis nou my geestelike broer, ne? Dis nou soos George, of soos Nico, of Pieter, of hoe ook al. 7 keer as ek hom vergewe op 1 dag, Here, dan sê ek mos nog goed. En Jesus kom en hy sê vir hom, nee, nie net 7 keer, nie, jy moet hom tot 70 maal 7 keer. Dus 490 keer op 'n dag, moet jy hom vergewe. En Jesus het dan of het al voorgekom of Jesus oordryf, maar hy wil die erns van die saak deurbring dat maak nie saak hoeveel keer nie jy moet vergewe. Was Jesus nie vir ons die beste voorbeeld nie? Terwyl hy nog op die kruis is, toe sy Vader vergewe. Hulle het hom nog nie eens gevra nie. Hulle was nog daar besig om sy besittings, terwyl hy daar aan die kruis met niks aan hang nie, sy besittings te verdeel, toe sê hy, Here, vergewe hulle my Vader, want hulle weet nie wat hulle doen. Dan loop ons met wrokke in ons hart vir jare. Nie vir 2 dae nie, nie vir 2 weke nie, vir jare. Is dit nie waar nie? Is dit nie so nie? Ons sê partykeer nie, is nie 'n wrok, ek vergewe hom net glad nie. Maak nie saak wat hy doen nie, ek sal hom nie vergewe. Mense sê dit, hulle doen dit. En Jesus sê, tot 70 maal 7 keer doen met ons hom vergewe. So tot 490 keer 'n dag, eintlik onbeperk. As jou broer by jou kom en sê, hoorie, askies, ek het verkeerd gedoen, moet ons kan sê, dis reg, vergewe jou. En om die erns van die saak in te bring by die disippels, daar was ander mense wat, toe begin Jesus, en hy vertel vir hulle 'n gelykenis. 'n Gelykenis is 'n storie wat opgemaak is, of is 'n storie met 'n waarde, en dis nie die waarheid nie, maar dit is 'n storie met 'n waarheid. En hy sê, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. Dit sê eintlik hier vir ons, hierdie is die manier wat dit gaan werk in die hemel.
Die koninkryk van die hemele werk as volg, dis soos 'n koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe begin hy by een, en dis in eie woorde met een wat hom 10.000 stukke silwer geskuld het. Dit is eintlik as ons gaan kyk, jy kan dit nie terugbetaal nie. Dis soos om te sê, Pieter moet 50 miljoen rand terugbetaal. En hy kom by die skuldeiser, dis wat hier staan. Dis 'n onmoontlike manier om hierdie terug te betaal. Hy sê hy begin met die een wat hom die meeste skuld. 10.000 stukke silwer. As jy dink Jesus was verkoop gewees vir 30. Hy kon 'n slaaf gekoop het vir 30. Toe hulle gepraat het langs die see met die 5.000 mense of die 5.000 mans met hulle kinders en so, toe hulle van daai geld gepraat het, was dit 'n jaar se loon en het was nie 10.000 stukke nie. En hier kom die koning en hy roep een wat hom 10.000 stukke silwer skuld. En hy sê vir hom, hier is by vers 25. Vers 25 sê, en omdat hy nie kon betaal nie, so die man met die 10.000 sê, ons 10.000 kon nie betaal nie. En die koning het gesê, verkoop hom en vir sy kinders en sy vrou en alles, tot hy alles betaal het. En hierdie diensknegt het geweet, hy kan nie alles betaal nie, hy het gebeur as onmoontlik. En hy val op sy knieë neer voor die koning, en hy sê vir hom, asseblief, ek kan dit nie betaal nie. Hy sê, hy buig voor hom neer en sê vir hom, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal alles, hy sê vir hom, ek sal alles in my vermoë doen om te betaal, al gaan ek dit nie kan doen nie, ek sal alles doen, moet net nie my en my vrou en my kinders verkoop, en alles wegvat nie. Jy sien, as ons wil vergewe, of iemand laat ons vergewe, moet ons nederig ook wees. Ek kan nie met groot manskap stap. En as ek iets aan jullie gedoen en sê, jy moet my vergewe. Het gaan nie so weg. Gaan jullie my vergewe? Nee. Maar die manier, as ek op daai manier kom, gaan jullie klaar op sy agtervoete staan. Hy gaan klaar reg wees vir 'n geveg. So ons moet weet, as ons vra vir vergifnis, moet ons nederig kan wees. En die Here van daai diensknegt het hom innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en sy skuld kwytgeskap. Beteken, daai onmoontlike groot bedrag, daai 50 miljoen wat Pieter skuld, skryf die koning af, hy sê vir hom is oké. Jy hoef dit nie te betaal. Ons luister gister iets op die radio, terwyl ons, ek kan nie onthou van waar ons ry nie, terugry van Checkers af, en iemand wenk 25.000 rand, en hy sê, ek sal kan doen met 25.000 rand. Ek seker al van almal van ons sal kan doen met 25.000 rand. As jy nie sal kan doen met 25.000 rand nie, ek sal kan doen met 50.000 rand hoor. Jy met 100.000 rand, met 50 miljoen, ek sal het met dit kan doen. Maar daar die diensknegt het uitgegaan, en een van sy medediensknegte gevind, wat hom 100 penning skuldig was. Hierdie persoon het nie 50 miljoen geskuld nie, hy het miskien 1.000 geskuld. Hy het miskien vir hom ietsie geskuld van 'n tank petrol. Hy het miskien vir hom iets geskuld wat heel moontlik baie maklik betaal kon geword het. Dit is nie onmoontlik om 100 pennings te betaal nie. Teken 3 keer oor die jaar is die 100 pennings afbetaal. En hy het hom aan sy keel gegryp en gesê, betaal my! Francis, kom eens. Dan is jy meer, ek kan nie meer met al wees nie. Francis skuld my 100 pennings. En nou kom ek hier van die koning af wat my 50 miljoen kwytgeskil het. En dan kom ek hier by haar en ek sien haar in die straat. En hy gryp hom aan die keel. Hy sê, gee my geld! Dankie Francis. Nadat hy kwytgeskeld is dit wat hy nooit kan betaal nie. Sien hy iemand wat 'n druppeltjie in die emmer van dit wat hy geskuld het, hom skuld. En hy gryp hom aan die keel. Hy sê, betaal my wat jy my skuld. Gee my nou onmiddellik wat my nou toekom. Sjoe. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer. Sien, hy besef dieselfde. Dis nie nou vir hom moontlik om dit te betaal nie.
Het iemand al voor U gekom en op sy knie neergesak en gesê, moet dit asseblief nie doen nie. Het iemand al voor U gekom en gesê, asseblief vergewe my. Dan dit wys tog die persoon besef hy is verkeerd, maar hy vra vir genade. Nee, hy het voor sy voete neergeval en gesmeek en gesê, wees lankmoedig en ek sal jou alles betaal. As ons teruggaan na wat die koning met hom gedoen het, is amper presies dieselfde woorde wat hy sê, is nie so nie. Ek sal alles betaal en hierdie persoon was heel moontlik sou hy dit kon gedoen het. En hy wou nie, dis die man wat kwytgesteld is vir die 50 miljoen. Maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk totdat hy die skuld sou betaal. Teken hy geen simpatie, geen meegevoel, geen niks met hierdie man nie. Toe die medediensknegte, die mense wat rondom hom gestaan het, gesien wat gebeur het, was hulle baie ongelukkig. As staan hy bedroef, maar hulle is ongelukkig gewees met die situasie. Hulle was daar, toe die persoon met 50 miljoen geskuld het, voor die koning neergeval het gesê, asseblief, ek sal kan betaal. Hulle was saam met hom bly, toe die koning gesê het, ek skryf alles af. Hulle het ook saam met hom uitgestap, om 'n milkshake te gaan drink. En nou kom hulle buite, hy gryp Fransis aan die keel en sê, gee my geld. En toe Fransis dieselfde doen, verwag die mense rondom my gaan ook dieselfde doen, maar nee, gooi hom in die tronk en hulle was baie bedroef. En hulle het omgedraai in my eie woorde en teruggegaan na die koning toe en vir hom gesê, hoorie, kyk wat het hierdie nou gedoen. Is mos nou nie regverdig. Vers 32 sê, daarop roep die Here en sê vir hom, jou slegte diensknegt. Al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? Die koning sê vir hom presies dieselfde, hy sê, ek verstaan nou nie. 50 miljoen skuld jy my, ek sê is oké. Jy gaan uit, jy kry vir Fransis wat jou R1000 skuld, jy gryp aan die keel, ruk haar rond, gooi haar in die tronk, tot sy alles kan betaal. So moes jy nie ook dieselfde barmhartigheid, dieselfde sagtheid in jou siel gehad het wat ek jou gewys het nie. Ek dink nie dis regverdig nie. En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, tot hy sy betaal alles wat hy hom skuld. Soos wat my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. Jy sien, Jesus vertel vir ons hoe dit werk as ons voor die Vader gaan staan. Hy sê vir ons, hy gaan jou 50 miljoen afskryf, maar jy moet ook aan vergewe. Hy sê, want toe die koning dit sien, het hy gesê, ek gaan jou nou vat, en ek gee oor aan hulle wat jou gaan martel, en pynig tot jy alles betaal het, nie goed. Alles. Tot die laaste sent van die 50 miljoen. So gaan die hemelse Vader ons ook oorgee om mense om ons te pynig, as ons nie ons broers en susters kan vergewe nie. Nee. En hy het hom in toorn, dus die Here was ongelukkig geweest, in toorn oorgegee aan die pynigers. Soos om hemelse Vader ook aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte, sy oortredings vergewe nie. Hier is eintlik 'n baie gevaarlike stuk, as wat ons net so vinnig deur dit lees, net so vinnig deur dit skiem. Wie van julle het saam met ons die Bybel deurgelees? Wie het hierdie stukkie gesien toe jy gelees het? Ja. Wie het 'n bietjie gaan ondersoek toe? Nie baie van ons nie, maar ons lees daar. Dis goed. Wat is die 7 punte van vergewe? God verlang dat almal vergewe vir
Die Here verwag van my en van u om ons broer en suster te vergewe vir alles. Nie 70x7 nie van die goeders nie die helfte van wat Lulu teen my gedoen het nie. Alles. Sy weet ek trek al weer. Hy verwag dat ons mekaar moet vergewe vir alles. Nie net vir die klein goedjies nie. Nie net vir dit wat gemaklik is nie. Nie net vir dit wat gaan maak dat ek iets by iemand kan kry nie. Ek moet nie byvoorbeeld alles van Lulu vergewe en niks van Esther nie. Want hy verwag dat ek en u alles van almal vergewe. God beskryf die mense wat nie vergewig nie as wat, ons het nou net gelees. Die ou wat nie vergewe het, hy gesien as sleg. Nee, sleg. Weet jy, as ons teruggaan na die oorspronklike toe, goddeloos. As jy gaan lees in die Engels, dan staan daar wicked. Dit sê die persoon by die Here, by sy Here kom te sê, you are a wicked person. Partykeer druk Engels net so 'n bietjie beter uit, nee. So as u nie iemand vergewe, alles vergewe vir alles nie, dan word die amper gereken onder die goddelose mense wat nie die Here in hart het nie. En dis gebrek. God oorhandig almal wie kies om nie te vergewe nie aan die. So as jy nie vergewe nie, waartoe gaan jy? Pynigers. Hulle wat ons gaan martel tot ons betaal. En die betaal is vergewe. So indien jy nie vergewe nie, gaan jy gemartel word. Ons moet net hier stil staan en mooi verstaan, die Here martel ons nie. Die Here in hierdie storie het nie die diensknegt gemartel nie. Hy het gesê, vat hom na hulle wat hom gaan pynig. Vat hom na hulle wat hom gaan seker maak hy betaal alles wat ek van hom verwag. Hy het hom nie self gepynig. Ons moet dit mooi verstaan. As twee uitsonderings. Die eerste uitsondering is, en ons moet dit net mooi verstaan ook. Daar is 'n genade tyd. As iemand iets regtig ergs aan my doen, kan ek na die Here toe gaan en sê, Here, ek kan op hierdie stadium nie hierdie persoon vergewe nie. Dis te seer hier binne in my hart. Ek kan dit nie nou doen nie. Ek sal dit eendag doen. Gee my net bietjie uitstel. Presies wat hierdie mense hier gevra het. Toe op hulle knieë neerval, toe sê hulle, ek sal alles, moet my net nie nou doodmaak nie, moet nie nou my verkoop nie. Ek sal alles in my, maar ons kan na die Here toe gaan en sê, Here, gee my 'n tydjie. Ek kan nie na die Here toe gaan en sê, Here, gee my 20 jaar. Werk ook nie so nie hoor. Seer is seer, maar die Here verwag ek dat ons vergewe. Op 'n latere stadium gaan ons ook sien, ons hoef nie van daai persoon te hou nie. Ons hoef nie as ek iemand vergewe het, om nou weer terug te nooi in my lewe in die hoor. Ons kan iemand vergewe en sê, ek vergewe jou, maar ek wil nie nou iets met jou te doen hê nie. Okay, maar dis eers later in die kursus. Maar ons kan vir die Here van, Here, gee my net bietjie uitstel. Gee my net 'n bietjie genade tyd. Party mense is dit 'n jaar, party mense is dit 5 jaar. Ons sê, ek kan na die Here toe gaan en sê, o Here, gee my vir die volgende 20 jaar net genade. Ek wil nie nou vir jullie vergewe, omdat hy nou my klein toontjie getrap het nie. Vir 20 jaar gaan ek, nee, dis nie hoe dit werk nie. Dit moet ook regtig iets ernstig wees hoor. Soos ek sê, kan nie soos my klein toontjie wees, dan moet ek eers aan dink. En dan, kinderjare, ek kan nie verwag, of ons kan nie verwag, as Nico se seentjie seer kry, en iemand doen iets slegs aan hom, dat hy soos 'n volwassene moet dink en hulle vergewe nie, is dit nie so? Ons kan amper van Gijsie dit begin dink, want Gijsie is ons nou mooi groot. Nee, is die waarheid. Maar ek kan nie verwag dat hulle aandoen, almal moet vergewe of alles wat hulle teen hom doen nie. Die Here gee genade vir dit. Wat dit wel beteken is, op 'n stadium, wanneer hy groter is, en hy daai seer in sy hart het, gaan die Here na hom toe kom en sê, ek verwag nou van jou om te vergewe. Jy verwag, jy hoor wat ek sê. Maar die Here gaan nie by Lulu kom en sê, Lulu, jy is nou 'n kindjie, jy moet vergewe.
Jy gaan miskien genade tyd kry, maar jy moet vergewe. Dis nie van jy jou kindertjies en kindertjies gewees. Jy verstaan, dis die twee uitsonderings op die pyniging. Kom ons gaan so terug daartoe. Nou gaan party mense sê, ja, maar sê pastoor nou vir my, dat die Here my gaan pynig. Nee. Of dat die pyniger my gaan pynig. Nee. Ek sê dit nie vir u. Die Bybel sê dit vir u. So as jy wil ongelukkig wees, omdat ons sê, jy gaan oorgegee word aan die pynigers en die martelaars, as jy nie vergewe nie, dan moet jy kwaad wees vir die Bybel, kan jy kwaad wees vir my. Kyk, God mishandel nie, maar hy min verdraagsaamheid vir die sonde van onvergifnis. Sien nie wat hier staan? Die Here gaan ons nie mishandel nie, hy gaan ons oorgee aan pynigers, omdat hy baie min hou van hierdie sonde, onvergewensgesindheid. Juis omdat Jesus klaar ons vergewe het alles wat ons gedoen het. Jy verstaan? So ons kan nie verwag dat die Here my moet vergewe vir dit wat ek verkeerd gedoen het. En ek wil nie Fransis vergewe vir 100 pennings wat sy my skuld. Ek sê nie skryf alles af nie, daar is ook reg en geregtigheid, maar ons moet in ons harte iemand kan vergewe. Nee, om te martel of te pynig beteken om 'n ander persoon nood en wat te veroorsaak. Lyding. Wie van u het al opgestaan en gesê, ek voel of ek deur 'n lydingstydperk gaan? Ek voel of ek deur 'n woestyn staan. Wie van u voel partykeer, Here, ek weet nie, my finansies wil net nie regkom nie. Ek weet nie hoe ek voel of alles net teen my is. Here, ek voel of hierdie gemeente teen ons is. Here, ek voel of die dorp teen ons is. Here, my kar hou net aan breek. Het ek al gevoel of jy deur 'n lydingstydperk gaan? Of jy deur 'n pynigingstydperk gaan? Die woord martel of daai pyniging se basis, die oorspronklike Griekse basis, is basilensou. Daar's nie baie plek in die Bybel nie. Ek het 'n paar vir daar neergeskryf en ons gaan dit nou lees. Maar dis deel van die lyding waardeur mens kan gaan. Is fisiese lyding. Daar staan, en nadat Jesus in Kapernaum ingekom het, kom die hoof van die 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt het tuis verlam en hy het ewig pyn. Hy het daai lyding. Sien, so ons pyn en lyding wanneer dit kan fisies wees. Daar word beweer dat, en ek sê dit baie versigtig, daar word beweer dat 70% van siektes is as gevolg van onvergewensgesindheid. Daar is studies reg oor die wêreld gedoen oor dit. Ek sê nie dat elke siekte is as gevolg van onvergewens. Ek sê nie, jullie het geld omdat jy nie wil vergewe nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar daar's baie mense, wie van julle het al gehoor en gesê, Here, ek het genoeg geloof om genees te word. Here, ek bid om genees te word en dit werk net nie. Baie keer, broers en susters, omdat u nie wil vergewe nie. Die oomblik as u daai ding in die verlede wat teen u gebeur het, as jy daai persoon gaan vergewe, al is dit jouself, dan gaan jullie agterkom sê geld is minder. Jullie hoor nou wat ek sê. 70% van siektes is as gevolg van onvergewensgesindheid. 85% van mense wat in geestesinrigting sit, ons sê sommer net groendaggies, né? 85% van daai mense wat daar binne sit, as hulle gaan begin vergewe, gaan hulle verstand regkom. Dis studies wat oor die wêreld bewys is. So die pyn en die lyding waarin ons baie keer fisies onsself sit, is as gevolg van onvergewensgesindheid. Daar is ander redes ook. Die Here het baie keer dat ons 'n siekte het, of ons gaan deur 'n siekte, die Here maak ons gesond nie vir spesifieke redes, maar kom ons sê die oorgrootste meerderheid van ongesteldheid, fisiese ongesteldheid, kan reggemaak word om net te begin en sê ek vergewe.
Dan is daar emosionele pyniging, ons kan emosioneel afgetakel ook word. Soos wat Lot was, jy sien daar, as jy 2 Petrus gaan lees, Lot het daar gesit en hy het gesien wat die mense gedoen het en hy het deur lyding gegaan, was en net so, hierdie pyn wat Jesus van praat. Hy het daardeur gegaan as gevolg van die fisiese omstandigheid van die mense rondom hom en dit was naderhand so erg, die Here het verwoes met swaal en vuur in die hemel het. Ja, hy het Lot gered. Maar dit kan wees dat ons deur daai lyding gaan. Die vrou gaan van hierdie een hou. Nee, en sy was swanger en het uitgeroep in haar barensnood, daai pyn wat jy kry, daai benoudheid wat jy kry wanneer die geboorte gegee moet word, is dieselfde. Kan jy wat nou al 'n kind gekry het, dink jy moet die hele tyd deur daai lyding gaan. Maar nie 'n uur of 'n dag nie, die hele tyd. Lulu? Jou kinders is ook nou wat dink, as jy van daai tyd af tot nou toe, deur daai pyn en lyding gegaan het, daai benoudheid gegaan het van die kind. Kan jy dit dink? Ons mans kan nie hier saam praat nie, ek het nog nooit geboorte. Ek het wonde van toe Annie gebore is, ja. En sy vingernaels het in my hand ingedruk dat die bloed loop. Ek weet, dis hoekom ek sê, ons kan nie saam praat nie, ons kan nie. Ek se getuie daarvan. Die laaste en hierdie is eintlik skrikwekkend. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerk, waar die dier en die valse profeet en hulle sal dag en nag gepynig, was dit net so dieselfde wat hier gebeur, as ons nie vergewe nie. Tot in alle ewigheid. So as jy wil Openbaring lees en hoor wat met die duiwel gaan gebeur, as jy nie vergewe nie, dan val jy onder dieselfde pyniging. Die martelaars pas dissipline is eintlik maar die marteling toe. Tot vergifnis ten volle toegestaan of betaal of gegee. Maklik as ons praat van hierdie pyniging wat ons moet deurgaan, tot ons vergewe het. So ons gaan deur pyniging gaan tot ons vergewe. As jy nie vergewe nie, gaan die pyniging bly. En dit gaan erger raak, en dit gaan dieper raak. Ek het nou gesê ek kan vir Lulu vergewe, dankie vir Hester, maar kan jy dink, elke ding wat jy nie vergewe nie, is 'n nuwe pyniging wat uitgereik word. 'n Pyniging omdat ek Shelly nie wil vir dit vergewe nie, 'n pyniging vir Pieter vir hierdie, 'n pyniging vir Tristan vir hierdie, 'n pyniging vir Lulu vir hierdie, en dit hou net aan en aan, want ek het nie vergewe nie. Vrees vir die martelaars of vir die marteling is Christus se rede om ons te vergewe sonder hulle nie. Ek het nie eens vergewe sonder hulle nie. Daar's nie 'n limiet gestel hoeveel die Here my vergewe nie. Is dit so? Weet jy? Die Here mos nou nie gesê ek vergewe Tarsus tot op hierdie punt nie. Nee. Die Here vergewe my en vir u vir alles. Amen. En ek gaan nie vinnig net verduidelik hoe die basis van vergifnis is. Dis waar mens begin. Dis waar u moet gaan sit en u moet hierdie besef voor u kan vergewe. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Sê Nico gaan stap nou in die bos, hy en Gysie gaan jag. En Gysie stap deur 'n doringbos en dit krap sy hele been so oop. En as hulle by die kamp kom, dan sê Nico, ag nee, dis alright, en hy plak dit toe met 'n pleister. Nou gaan die jag nou vir 'n week, dus nie net vir 'n dag nie, hy plak daai net toe met 'n pleister. As Gysie nou by die huis kom, dan loop Gysie nou so lank. En sy temperatuur is nie meer 36 nie, dis nou so 38,5, 39. Want hier is iets fout. Hier's 'n wond. Hy het infeksie gekry. En as ek weet hoe werk infeksie bly nie net hier nie. Infeksie gaan met bloedstroom en so dit gaan af tot by sy voet.
En as mens jou voet kom en sê, maar nou kan ek nie verder gaan nie, dan kom dit op. En dit maak dat mens koors het, en dit maak dat mens nie kan opstaan nie, dit maak dat mens niks kan eet nie. En omdat hulle 'n week weg was, is Gijsie se boetie so bly om te sien, hy hardloop op hom af, en hy gryp hom in die been om hom 'n drukkie te gee. Sal dit gebeur? Ja. En Gijsie oorreageer omdat hy seer is, en hy stamp hom weg. Want dis normaal, as ek seer het en iemand gaan nie my vasloop, gaan ek hulle wel wegkry. Maar indien Nicole nou daar op die plaas was waar hulle gejag het, en hierdie snyeraar is, het hy mooi skoon gemaak, hy het al die grond uitgehaal. So nodig was vir 'n steek, het hy 'n steek laat insit. Maar hy het mooi alles uitgehaal en skoon gewas en 'n pleister op gesit en as Gijsie 'n week later by die huis kom en sy voet hardloop en druk hom, dan onthou hy nie eers van hierdie nie. Jy sien, as ons nie iemand vergewe nie, het ons ook 'n wond, het jy geweet? Maar ek dra dit hier in my hart. Ek dra dit hier binne as ek iemand nie vergewe nie. Sê ek, my hart is seer. Nee? En hierdie wond kan aspres wees of dit kan per ongeluk wees. Ek kan aspres gaan en iets teen iemand doen, om hulle seer te maak. Maklik. Maar ek moet ook per ongeluk iets doen vir iemand. En nie weet ek maak hulle seer. Goeie bedoelings sê, maar ek kan 'n wond veroorsaak. En daai wond is 100% buite my beheer. Sê, Frans het gekom en sy het my seer gemaak, wat ook al. En dat ek 'n wond teen my hand. Maar is 100% buite my beheer. Ek kon niks omtrent daai wond gedoen het nie, want ek het nie veroorsaak nie. Partykeer is dit myself. Maar ek is 100% buite beheer van dit. Dan is daar 'n keuse ek 'n wond het. En daai keuse is 100% my keuse. So dis die ander kant van die muntstuk. Wanneer die wond veroorsaak word, het dit niks met my te doen nie. Maar die besluit wat ek neem rondom dit is 100% ek. Nou as twee besluit, daar's nie meer nie. Ons gaan nie Johan se storie nou dan vertel het van ons twee besluite 1-1 en dan gaan dit. Daar's net twee besluite. Die eerste een is ek is gehoorsaam aan die Here. En wanneer ek gehoorsaam is aan die Here, vergewe ek iemand. En weet jy wat gebeur as ek vergewe? Daai wond word genees, beteken hulle maak hom skoon, daar's niks meer daar nie en die Here seën my. So ek ontvang 'n seëning omdat ek vergewe het. Die ander kant is ek is ongehoorsaam en ek vergewe nie vir Fransis nie. Maar dan word ek oorgegee om gepynig te word en gemartel te word. Beteken my wond raak septies. Dit wat moet skoon wees, dit wat moes regkom, raak erger. Soos ek nie iemand vergeef nie, raak dit erger in my lewe. Dit raak slegter in my lewe. En ek word geoordeel deur die Here. My vraag om ek wil afsluit vandag. Sou jy sê het al pyniging deurgegaan het? Of dat miskien u heiliglik deur pyniging gaan? As jy deur dit gaan, moet jy gaan ondersoek doen waar jy nie vergewe het nie. Jy moet gaan sit, vat 'n papier en kyk, Here, waar het ek nie vergewe nie? Here, ek is ongelukkig met Fransis, omdat sy my onderpinning skaal. Ek is ongelukkig met oom Johan, omdat hy van die Here afval. Ek is ongelukkig. Sê waar? Ek is ongelukkig met Tristan, omdat hy sig nie seer gemaak. Ek is ongelukkig met Petro, omdat sy nie Tristan harder klap in die oog nie. Jy hoor wat ek sê. Ek het nou ligtelik vir u verduidelik hoe dit werk. Maar dit is die enigste manier hoe jy daai pyn en lyding gaan wegkry. Is jy moet gaan ondersoek doen, waar het ek nie vergewe nie? En as jy nie vergewe het, jy moet uitkom by vergewe. Amen. Dis die einde van die slide. So ek wil u bemoedig. As u deur lyding gaan, as u deur pyniging gaan, as u voel, Here, maar ek weet nie, hoekom werk dit nie? Gaan sit met 'n stukkie papier,
Partykeer gaan jy 'n skryfblok nodig hê. Die papier gaan te klein wees. Gaan sit met 'n skryfblok, kry vir jy iets en sê Here, wys my waar ek nie vergewe het nie. Elkeen van ons het die Gees binne ons hart, dis nie so nie. Elkeen van ons kan deur die Here hoor wat my probleem is. Elkeen van ons moet sit en sê, Here, wys my waar ek nie vergewe het nie. En ek moet dit neerskryf, dat ek dit nie vergeet nie. En wanneer ek my lysie het, moet ek begin vergewe. En as jy nie weet hoe nie, ons gaan die hele kursus aanbied, hoe vergewe ek mense. Amen.